Goeiemôre, baie welkom by die erediens. Lekker om julle te sien. Ek kan sommer sien in al die gesigte, jy het 'n goeie week gehad. Miskien hier en daar nie so 'n goeie week nie, maar ek soms nou nie weet nie. Bly om jou hier te sien. Jy is baie welkom. Voorsitter, ons die onlangse gebeure half in ons kontry by Lime Acres, die Finch Mine wat in business rescue gegaan het, eintlik maar die proses wat finaal die wyn toemaak. Hulle is tans besig. Al mense wat werk op die myn is mense wat hulle toerusting, hulle apparaat, alles wat onder in die myn is, kan regmaak en oppervlak toe bring om te verkoop. Dit het my laat dink aan veranderings. Die diamantmark was nooit iets wat enigiets van ons binne en buite 'n diamantbedryf verwag het, gaan iewers in die wind van voor kry nie. Die mark was stabiel, dit was strategies, jy het oral diamante nodig gehad, mense moes almal diamante koop, of jy nou verloof raak, en of het vir industriële gebruik is, en kyk net daar. Stilweg het die kunstdiamantmark begin groei en oorgeneem, en nou gekombineer met 'n geweldige afname in aanvraag uit China. Daar sit jy en ons maak myne toe. Die myn wat veronderstel word wat 44% van diamante in Suid-Afrika produseer, ek dink is Venetia, word nou toegemaak. Mense skielik sonder werk, veranderinge, krisisse. Verandering is onontwykbaar deel van 'n mens se realiteit. En ons geslag, ons wat lewe, wat hier sit, is blootgestel aan meer veranderinge as enige vorige geslag van die mens op aarde. Veranderinge het baie vinniger toegeneem, baie meer op die toneel en baie vinniger die een na die ander verandering. Ons kom in die internet en nou is daar 'n nuwe groot verandering op die toneel met die naam van AI, Artificial Intelligence, Afrikaans kunsmatige intelligensie. Dis 'n nuwe verandering. Dit maak nuwe deure oop. Dit het vir my 'n app gegee wat ek kan praat, en as ek ophou, daar's alles geskryf in my boodskap wat ek stuur, Facebook of WhatsApp, of die preek. Ek kan hom lees en daar word alles neergeskryf. Veranderings. Maar wat belangrik is en ons nie oog verloor, is met veranderings verander mense. Dis baie keer subtiel. Mense sê vir jou sê, Dominee, ek moes nou leer, ek het 'n oom gehad, hy is nou nog in sy 80, 90s, hy kan glad nie met slimfone werk nie. Glad nie. Sy kinders het vir hom een gegee en vir hom probeer help om te wys hoe werk dit. Die oom kon dit nie. Dit was vir hom iets wat vir hom te moeilik was. 'n verandering wat vir hom dit onmoontlik gemaak het. Hoe het dit hom as persoon geraak? Voel hy onvoldoende? Voel hy skiet tekort? Voel hy laat mense in die steek? Veranderings laat mense verander. En dan kry jy dat mense in hulle massas verander. Skielik is iets aanvaarbaar vir omtrent al wat 'n mens is. So is daar mense dan wat heeltemal anders opgetree het, 'n oorgrote meerderheid van 'n land voor sinne van demokrasie, heeltemal anders opgetree het as na demokrasie. Die politieke bestel het soveel wette ingebring wat ons nou moet gehoorsaam, nou verander dit my. Dit kan my verander negatief, deurdat dit vir my wys, hey, is jy nie rassisties nie? Is jy nie bevooroordeeld nie? Veranderings wat aan die deur van my lewe kom klop. Die deur van my gewete, die deur van my hart. En so verander ons. En dis waar ons in die prentjie kom, broers en susters, as Christene.
Ons lewe in 'n ander wêreld. Regtig? Ons lewe in 'n ander wêreld van die Bybelse wêreld, die Bybelse waarhede, die Bybelse moeds en moenies, die Bybelse dit wat ek moet doen, en dit het nooit verander nie, oor die 2000 jaar. Dan moet ons as Christene noodwendig anders wees as die mense daar buite wat nie Christene is nie. Hulle lewe nie volgens dit wat ons volgens lewe nie. Hulle hou nie by dit wat ons byhou nie. Hulle hou nie by dit wat ons nastreef nie. Vir hulle is dit nie belangrik, wat vir ons belangrik is, jy mag en jy mag nie. Moenie steel nie. Wat sê hulle? Niks verkeerd om te steel nie, jy moet net nie gevang word nie. Moenie jou vrou en jou man verneek nie. Wat sê hulle? Ons vat maar kanse. Die versoeking is te sterk. En so kan ons aangaan, my broer en suster, en duidelike lyn trek tussen die realiteite van Christene en nie Christene. Die realiteite van dit wat subtiel vir my elke dag energeer, wat vir my dinge laat doen. Byvoorbeeld, ek is geleer, jy moet hard werk, ek is geleer, jy moet verantwoordelik wees, dis wat ons ouers in ons ingespraat en ingeslaan het. Dis hoekom ons goeie werkers is, hoekom Suid-Afrikaners 'n goeie naam het, praat van ons mense, sonder om rassisties te wees, ons het 'n goeie naam oor see, gaan kyk maar, hulle maak die deure oop. Hoekom? Uit ondervinding het hulle agtergekom, hierdie mense, Beta, hulle is betroubaar. Jy gee vir hom 'n job en hy doen dit. Jy gee vir haar 'n werk en sy doen dit. Jy moet te gaan kyk nie, sy doen dit soos hy moet. Dis 'n goeie werknemer. Ons waardes en hulle waardes. Nou suster, my kontak met, jy sal nie glo nie, laerskoolkinders het my oë oopgemaak. Sy mag dit nie doen nie, sy kan in groot probleme kom, maar die skoolhoof van Naim Eikers het gereeld dominees gevra om te kom open skool, ten minste aan die begin van elke kwartaal. Dan kry ek ook my beurt. Agterna, ek het eers gedink, sy is maar net hoflik. Ek het eers gedink, sy is maar net hoflik, want na die tyd moet dan praat sy met my. Sy praat en nog, maar sy, hey joh, as jy nou bezig, moet jy al by die klas gewees het nie, dis nou al 10 minute, 15 minute wat ons gesels, maar sy praat. En dan laat die Here vir my haar hart sien. Goeie mens, Christen mens. En die veranderinge, die stres, dinge wat in my jare, het jy dit gekry onder matrieks, miskien standaard 9's, nou kry jy dit in die jaarskool, laerskool, reg en verkeerd, dis 'n ander, totale ander wêreld, my broer, suster, ek praat, as jy dink ek praat van een ras, ek praat van alle rasse, jammer. Nou weet ons daai mense daar buite, en ons is hier. Maar by die werk is hulle ook daar buite, en ons is hier. Al is ons op dieselfde plek by die werk. Want hier binne is hulle in 'n ander wêreld. Ek doen net wat ek mee kan wegkom. Ek steel net wat ek mee kan wegkom. Alle rasse. Onverantwoordelik, soos ek al die voorbeeld gegee het, verskoon as ek my herhaal, in die 50's, 40's, 30's, 60's daar rond, mense wat dinge gemaak het, alles wat jy maak, servette, waslappe, enigiets. Daardie tyd was 80-90% van jou wit bevolking elke Sondag in 'n kerk, en as jy by 'n werk wil iewers 'n werk kry, dan sê die werkgewer vir jou, waar is jou getuigskrif van jou dominee? Almal, jy moes 'n getuigskrif hê. Vandag is dit die teenoorgestelde. Wat is die 10% van die lidmate in die kerk vandag, elke Sondag, 20%, kom ons maak dit 50%. Deur die bank, met weinig uitsondering, broer en suster, groot gemeentes, klein gemeentes, middelgrootte gemeentes, is daar baie meer lidmate Sondag na Sondag wat nie daar is nie, as wat daar voor jou sit. Dis ons realiteit.
Ons is by Matteus eerstens vanoggend, hoofstuk 7 vers 24 tot 27. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister, Jesus is aan die woord en dit doen, luister en doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man of vrou wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie want sy fundament was op die rots. Rots Jesus. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man of vrou wat sy huis op die sand gebou het. Die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. Dit gaan hier oor twee tipes mense, verstandiges en onverstandiges. Verstandiges, mense wat luister en doen wat Jesus gesê het, wat ons alles vind in die evangelies, wat ons moet doen en nie moet doen nie. Persone dan wat gehoorsaam is aan Jesus se leringe, gehoorsaam deur te doen wat reg is. En die onverstandiges, ekskuus tog, wanneer jy nie doen wat Jesus gesê het nie. Dit beteken dan, as jy nie doen wat Jesus gesê het, wat die Bybel doen nie, en voorskryf en sê nie, dan doen jy wat jy self wil doen. Dan doen jy wat vir die Here en die Bybel verkeerd is. En vir sulke mense wat onverstandig is dit baie keer nie verkeerd nie. Dis net menslik. Ek het die voorbeeld gebruik van steel en egbreek. Jy moet die Here eer. Sulke mense eer net hulle self in hulle versoekings en wat hulle wil. Sulke mense hou nie van die Bybel nie. Broers, die Bybel is nie net 'n boek van as jy oopmaak, daar's Bybelverse. Ek kan nie vir jou sê, dit verstom my nou nog, wat 'n absolute misterie die Bybel is. Ek kan vir jou 'n Bybelvers gee, wat jy van my sal sê, dominee, ek verstaan, ek het vrede, dis wat ek moet doen, of dis wat ek nie moet doen nie, en jy gaan aan met jou lewe. En dan kan jy vir iemand anders presies dieselfde Bybelvers gee. En daar is pere. Dan beklei daai woorde hier binnekant by die mens. Dan kom hulle na my toe. Jy sal nie glo wat in Bybelvers, partykeer heeltemal neutrale Bybelvers in mense wakker maak nie. Hoekom? Die Bybel sê, die Heilige Gees oortuig almal van sonde, geregtigheid en oordeel. Almal word oortuig, of jy nou 'n regeringsamptenaar is nie. As jy steel, gaan jy, ek sê dit, ek het dit al gesê, ek sê dit weer. As jy steel, dis jou lewe. Jy hoef nie vir daai persoon ooit te sê, dis verkeerd nie, want die Heilige Gees het dit al reeds gedoen. Bybelverse trap op mense se tone omrede hulle skuldig is. En mense wat nie hier is nie, wil nie 'n Bybelvers na hulle toe kom om vir hulle te wys hulle is verkeerd nie. Hy wil nie weet en sy wil nie weet hulle is verkeerd nie. Moenie vir my sê ek is verkeerd nie, ek hou nie daarvan nie. Dis hoekom ek nie aan kerkerediens toe kom nie. Moenie vir my 'n Bybelvers iewers sit wat ek moet lees nie. Net nou trap dit op my tone. Net nou gebruik die Heilige Gees dit om vir my te sê, jy moet ophou daarmee. Pas op hiermee, as jy aangaan is hier skade. Dis verkeerd. Die Bybel is 'n misterie, my broer en suster. 'n misterie, die misterie van God in mense se lewens wat werk soos suurdeeg. Dit vreet aan hulle. Want die Heilige Gees met respek gesê, vreet aan jou om jou te probeer red. Hierdie lewe is op pad na 'n 'n einde toe.
geregtigheid, sonde, geregtigheid, moenie doen nie, doen dit, moenie steel nie, en oordeel. Dit loop uit iewers op 'n gevolg, 'n belangrike gevolg. En dan vlug sulke mense weg. Hulle vlug weg van die Bybel. Hulle vlug weg van die kerk af, of om hulle respektabel te laat lyk, vlug hulle maar net na 'n ander kerkverband, of 'n ander gemeente, waar dominees net veilig preek. En as daar nou een ding is wat my die duiwel inmaak, en nou moet ek my inhou, is dominees wat die halwe Bybel verkondig. En dominees, daar's baie van hulle, het dit 'n kuns gemaak, broer en suster, om so te preek, dat jy net nooit op niemand se tone trap nie. Jy vat nie eens 'n kans om dit te doen nie. Hoekom? Jou finansiële sekuriteit is vir jou belangriker as die Here se wil. Die Bybel bestaan uit 2 groepe verse, as ek dit so kan indeel, my broer en suster. Verse oor die Here se goedheid, sy liefde, sy verdraagsaamheid, vergifnis van sonde, hy is in beheer van my lewe, hy is daar, hy is lief vir jou, hy is lief vir jou, hy is lief vir jou, jy moet dit hoor, jy moet dit hoor, jy moet dit hoor. Maar, dis die 1/2 van wat die Bybel sê. Dan sê die Bybel, dit moet jy doen, dit moet jy nie doen nie, dit moet jy doen, dit moet jy nie doen nie, dit moet jy doen, dit moet jy nie doen nie. En as ek al die sekondes bymekaar tel wat ek bekommerd is en vir myself en die Here sê, Here, is my balans reg? Is my balans reg? Doen ek al 2? Is ek verantwoordelik teenoor die Bybelse inhoud? Is ek verantwoordelik teenoor God? Dat daar nie iemand is wat kan sê eendag, daarbo, daaronder waar ons is, doen my nie, jy het my nie hoekom het jy my nie gewaarsku nie? Hoekom het jy my nie gewaarsku nie? Ek preek vir mense wat nie hier is nie. Miskien, ag Here, laat daar tog iemand wees wat dit hoor en omdraai. En omdraai. Ons is by die volgende gedeelte. 1 Timoteus 3 vers 1 tot 4. Maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, opsê, onversoenlik, ek hou 'n grudge vir ewig, kwaadsprekers, kom ons skinder 'n bietjie, bandeloos, ek steur my nie aan wette nie, ek doen wat ek ook al mee kan wegkom, bandeloos, wreed, wreed is die teenoorgestelde, of een van die teenoorgesteldes van liefde, is wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, steek jou in die rug, roekeloos, ek vat kase, verwaand, kyk hoe belangrik is ek. Weet jy hoe beklei mense in sommige gemeenskappe, ek gaan nou nie vingers wys nie, is nie hier nie, want ek ken nog die gemeenskappe hier te sleg. Hoe beklei mense om belangrik te voel? Kom ons los dit daar. Meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Dit is miskien nie moeilik, en ek haas myself, om hierdie karaktereienskappe, karaktertrekke in mense raak te sien nie. Vir al mense wat jy goed ken en tyd saam spandeer, jy ken hulle, jy sê, ja, doen my regmerkie. En dit is vir my moeilik om konteks te gee hieraan. Bedoelende, dit is vir my moeilik om te sê, die laaste tye het nou aangebreek, of dis nog aan die kom, of dis nog ver op die horison. Wat 'n mens se ervaring met hierdie gedeelte is, elke jaar lees ek die Bybel deur, as ek deur hom kom, weer hier kom, dan sien ek net meer van daardie eienskappe in mense raak.
hoe mense se kwaliteit en se lewens make-up, hulle karakter gedurig aan die agteruitgang is. Jy kan nie glo wat ek liewers. Hoe lyk onheilig? Wat is dit as mense sonder natuurlike liefde is? Hoeveel kwaadsprekers weet jy van? Hoeveel mense is op die oppervlakte baie nice en vriendelik en gaaf, maar dan draai hulle om en hulle skinder en beskinder jou agteraf. As daar nou een ding is wat dominees moet leer op universiteit, wat ons nie geleer het nie, is hoe om te hanteer die kinderstories in die dorp oor jou. En daar is baie oor my. Kwaadsprekers. Hoe lyk dit wanneer bandelose mense bandeloos is? En hierdie laaste dae, hoe ver is dit weg van ons af? En so, my broer en suster, is hierdie negatiewe en verskriklike negatiewe beeld van die degenerasie van mense, die agteruitgang van die mensdom, wat vol skaals en met 'n besondere momentum aan die gang is, te oordeel aan die grootskaalse inkrimping van die Christendom, te oordeel aan kerk en erediensbywoning dwars deur die wêreld. Is daar die massa daar buite wat gedryf word volgens hulle natuurlike drange van ek vat en ek doen wat ek wil en kan, solank ek daarmee wegkom. Word dit net al hoe meer en meer en meer. En vir ons help dit ons, en dit is een doel van vanoggend se moeilike onderwerp, is om sulke mense raak te sien. Om die grens raak te sien tussen my en ander. Om te sien hoe verskil ek. Nie hoogdrawend en vol hoogmoed. Nederig, maar onderskeidend. Dit help vir my as 'n dominee baie meer met my opleiding. Is ek baie meer in staat om binne 'n paar sekondes partykeer, binne 'n minuut, te sien wie het ek hier voor my. Wie het ek hier voor my? En dan op te tree soos die Here wil. En dan is die Here vir my iets gee om te doen, om te sê, ek was eers verbaas, en sê, die binnekant, joeg, ek kan nie dit sê nie, Here. Ek kan hom nie dit sê nie. Joeg, moet ek nie meer diplomaties wees nie. Om agter te kom, daardie woord is presies dit wat van die Here af na daai persoon toe moet kom. En dan die leerskool van doen dit in liefde. In liefde. En toe ek sê vir die Here, ek het nie liefde in dit nie, Here, toe sê die Here, hierso. Toe op my paadjie loop, wat ek vir vertel het, buitekant die woonstelblok, en die gras doodloop, pragtige grasperk, en dit my die joos inmaak, dat die mense nie om die grasperk gaan loop nie. Toe sê die Here vir my, hulle het nie grasperke in die lokasie nie. Dis hulle leefwêreld. Dis waar ma en pa vir hulle leer oor die lewe. Hulle het nie wat jy het nie. Hulle het nie die seëning van ouers wat jou geleer het, soveel moeds en moenies nie. Hoe lyk 'n mens, my broer en suster, wat in hierdie wêreld inkom? Hoe lyk jy? Jy's wild. Jy's oorgegee totaal aan jou sondige natuur. En dan begin die Here met ouers. Jy moet nie jok nie, ek slat vir jou. Jy moet luister as ek praat, ek slat vir jou. Jy moet skuldig moet was as ek slat vir jou. Moeds, Dan word hierdie sondige wilde dier hier binnekant in my al hoe meer getem. Getem deur dit wat nie net ouers sê ek moet doen nie, maar dit wat ouers sê wat ek moet doen, wat eintlik van die Bybel afkom. Hulle leer dit van ma's en pa's, oupa's, ouetjies, oupa's, ouma's wat dit uit die Bybel gekry het. En dan word ek 'n mens.
En dan raak ek 'n mens wat kan omgee. En dan raak ek 'n mens wat kan lief word. En dan raak ek 'n mens wat kan lief wees vir mense wat dit in jou gesig terugsmyt. Ek het 7 jaar daarvan gehad. En dan's jy presies waar die Here jou wil hê. Want dis wat hy is. Dan's jy soos hy. Hy laat reën op die goeies en die slegtes. Hy doen goed vir goed en sleg. Dan kan die Here se goedheid van my 'n instrument maak in iemand se lewe. Soos daai man wat ek gesê het, meneer, jy kan nie daar parkeer nie, dan kan die karre nie in hierdie singel beweeg nie. Wie is jy om vir my te vertel? Daar buite daar die woonstel gebou. Ek het dit mooi gesê, maar die perd was gekonfronteer. Hy het gehoor dis iets wat hy verkeerd doen. Hy wil nie dit hoor nie. En toe draai hy om en hy stap na sy voertuig toe en hy stop by die deur en hy kom terug. En ek dog, nou is daar moeilikheid. Nou moet jy koes. Steek sy hand uit. Skud my hand. Ek het amper omgeval van verbasing. En in Engels sê hy, keep up the good work. Keep up the good work. Die Here het dit gedoen, nie ek nie. Die Here het vir hom in daai oomblik oortuig, jy's verkeerd. Die man help jou. Hy beklei nie met jou nie. Hy help vir jou. En dis hoe ons 'n wonderlike pad kan stap, my broers en daar's niks meer bevredigend, wil ek amper sê, as om deur die Here gebruik te word in mense se lewens. Hy doen dit in elk geval in almal van julle se lewens elke dag. Die liefde wat hy vir jou gee, vir jou man en vir jou vrou en vir jou kinders, en alles wat jy nodig het, verdraagsaamheid, geduld, vergifnis, wat ook al. Hy is daar. Ek sluit af. Vandag se boodskap gaan nie oor ons eintlik nie. Hy het baie gedraai. Vandag se boodskap, my broer en suster, ek kan maar vir jou gee. Het baie anders uitgekom as wat hy hier op is. Ek wil eintlik praat met die mense daar buite. Ek wil eintlik probeer vir jou help om te sien waar hulle is, om die wetteloosheid raak te sien. En vir die Here te bid in jou private lewe, Here help my om met hierdie mense 'n instrument te wees in hulle lewe. Hulle is nie verniet in my lewe en ek in hulle lewe nie. Dat ek vir u daar kan wees in hulle lewe om 'n verskil te maak. Aan hulle vrugte ken ons hulle, sê die Bybel. Gedragspatrone verklap innerlike karakter. Amen. Onse Vader, ons kerklike wêreld lyk soos hierdie prent op hierdie bord op die skerm. Stukkende geboue, brandende stukke. Dis ons kerke. Dis hoe ons eredienste lyk, Here, stikkend. Stikkend waar, hier is net 'n stuk wat hier is, 'n klein stukkie. 'n Groot hap is weg. Dit lê op die grond en dit brand. Van voormalige kerkgangers wat ingee vir hulle sondige natuur en doen wat u nie wil hê hulle moet doen nie. Ons bid vir hulle. Ons dra hulle op aan u, Here. Ons bid dat u vir ons in hulle lewe sal gebruik. Ons wat saam met hulle werk. Hulle wat lank reeds nie in 'n kerk kom nie, hulle wat lank reeds lidmate was. Help wil u vir ons help in hulle lewens. Vir ons daar die deur oopmaak en in staat stel om dit te doen soos u wil hê ons moet doen. Vir ons die liefde gee dat ons dit kan doen in liefde. Wat ook al die reaksie is, ons liefde. Dit sal deurskyn want u doen dit, Here. U doen wat ons nie kan nie. U volg op waar ons nie kan nie. U gaan met daardie woord wat u vir ons gee en deur ons praat,
gaan U daardie persoon agteruit en agterna en daardie woord bly spook. Vir verandering, vir regverdigheid, vir dit wat reg is, vir eerbaarheid. En ons gebed, Here, vir 'n terugkeer na U wil, terugkeer na die erediens, terugkeer na U en U wil vir daardie persoon, Here, in plek van die heerskappy van Dieself, in plek van die regering en die koningskap van Dieself. Ons bid vir U genade in daardie lewens en dat U deur ons sal werk. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.